Okay, julle, ons gaan aan met 2 Samuel, hoofstuk 6. Dawid bring die ark na Jerusalem. Daarna het Dawid weer al die uitgesoektes van Israel 30,000 versamel. En Dawid het hom klaargemaak en met al die mense opgetrek wat by hom was, na Baale Juda, om die ark van God, waaroor die naam uitgeroep is, die naam van die Hemelse Vader, van die leerskare wat op die gripstroon daarvandaan te gaan haal. En hulle het die ark van God op 'n nuwe wa vervoer, en dit uit die huis van Abinadab, wat op die heuwel is, gebring, terwyl Ussa en Agio, die seuns van Abinadab, die wa drywe. Met die ark van God het Agio voor die ark geloop, en Dawid en die hele huis van Israel het voor die aangesig van die Hemelse Vader gespeel met allerhande instrumente van siprushout, naamlik met sitters en harpe, tamboeryne en bekens en simbale. En toe hulle by die dorsvloer van Nagon kom, het Ussa sy hand uitgesteek na die ark van God en dit vasgehou, want die osse het gestruikel. Daarop het die toorn van die Hemelse Vader teen Ussa ontvlam, en God het hom daar getref oor die vergryp, sodat hy daar by die ark van God gesterf het. En Dawid het hom ontroerd geword, omdat die Hemelse Vader 'n skeer aan Ussa geskeer het. Daarom het hy daardie plek genoem Peres Ussa tot vandag toe. En Dawid het daardie dag vir die Hemelse Vader bevrees geword en gesê: "Hoe kan die ark van die Hemelse Vader na my kom?" Daarom wou Dawid nie die ark van die Hemelse Vader by hom in die stad van Dawid laat inkom nie. Maar Dawid het dit na die huis van Obed-Edom, die Getiet, laat wegtrek. Die ark van die Hemelse Vader het 3 maande lank in die huis van Obed-Edom, die Getiet, gebly, en die Hemelse Vader het Obed-Edom en sy hele huis geseën. En toe aan die koning Dawid meegedeel is, die Hemelse Vader het die huis van Obed-Edom en alles wat aan hom behoort geseën terwille van die ark van God, het Dawid gegaan en die ark van God met vreugde uit die huis van Obed-Edom na die stad van Dawid gebring. En toe die draers van die ark van die Hemelse Vader 6 tree geloop het, het hy 'n bees en 'n vetgemaakte kalf geoffer. Daarby het Dawid met al die mag gedans voor die aangesig van die Hemelse Vader, en Dawid is omgord met linnens skouerkleed. So het Dawid en die hele huis van Israel dan die ark van die Hemelse Vader met juig en basuinklank opgehaal. Toe die ark van die Hemelse Vader by die stad van Dawid inkom, kyk Michal, die dogter van Saul, juis deur die venster, en sien koning Dawid huppel en dans voor die aangesig van die Hemelse Vader, en sy het hom in haar hart verag. Nadat hulle dan die ark van die Hemelse Vader ingebring het en dit op sy plek neergesit het, binne in die tent van Dawid, daarvoor opgeslaan het, het Dawid brandoffers en dankoffers gebring voor die aangesig van die Hemelse Vader. Toe Dawid gereed was met die brandoffer en die dankoffers, het hy die volk in die naam van die Hemelse Vader van die leerskare geseën, en aan die hele volk en die hele menigte van Israel, manne sowel as vroue, aan elkeen 1 broodkoek en 1 stuk vleis en 1 rosynkoek uitgedeel. Daarop het die hele volk elkeen na sy huis gegaan. Toe Dawid terugkom om sy huisgesin te seën, het Michal, die dogter van Saul, Dawid tegemoet gegaan en gesê: "Hoe het die koning van Israel homself vandag geëer, dat hy homself vandag voor die oë van die slavinne van sy dienaars ontbloot het, soos een van die ligsinnige mense hom so maar ontbloot?" Maar Dawid sê vir Michal: "Voor die aangesig van die Hemelse Vader wat my verkies het, bo jou vader en bo sy hele huis, deur my as vors aan te stel oor die volk van die Hemelse Vader, oor Israel, ja, voor die aangesig van die Hemelse Vader sal ek vrolik wees, en ek sal my nog geringer ag as dit. Ek sal nederig wees in my eie oë, en met my slavinne van wie jy gepraat het, met hulle sal ek myself eer." En Michal, die dogter van Saul,
het tot die dag van haar dood geen kind gehad nie. Tot sover. Hoofstuk 7, God laat Dawid nie toe om vir hom 'n tempel te bou nie. En terwyl die koning in sy huis woon, nadat die Hemelse Vader hom rus gegee het van al sy vyande rondom, sê die koning vir die profeet Nathan, kyk tog, ek woon in die huis van sederhout, maar die ark van God woon in die binnekant van 'n tentdoek. Toe sê Nathan aan die koning, gaan heen, doen alles wat in u hart is, want die Hemelse Vader is met u. Maar dieselfde nag kom die woord van die Hemelse Vader tot Nathan en sê, gaan sê aan u knegt, aan Dawid, so spreek die Hemelse Vader, sou jy vir my 'n huis bou om in te woon? Ek het tog in geen huis gewoon van die dag af dat ek in die kinders van Israel uit Egipte laat optrek het tot vandag toe nie. Maar ek het rondgetrek in 'n tentwoning. Oral waar ek onder al die kinders van Israel rondgetrek het, het ek ooit 'n woord gespreek met een van die stamme van Israel, wat ek aangestel het om my volk Israel op te pas, en gesê, waarom bou julle nie vir my 'n huis van sederhout nie? So moet jy dan nou aan my knegt aan Dawid sê, so spreek die Hemelse Vader van die leerskare, ek self het jou geneem uit die weiveld agter die skape weg om 'n vors te wees oor my volk, oor Israel. Ek was met jou oral waar jy gegaan het, en ek het al jou vyande voor jou uitgeroei. Ek sal vir jou 'n groot naam maak, soos die naam van die grootes wat op die aarde is. En ek sal vir my volk Israel 'n plek bestel en hom plant, dat hy op sy eie plek kan woon, en nie langer verontrus word nie. En kwaaddoeners sal hom nie meer verdruk soos vroeër nie. Naamlik, van die dag af, dat ek rigters oor my volk Israel aangestel het, maar ek sal jou rus gee van al jou vyande, en die Hemelse Vader gee jou te kenne, dat die Hemelse Vader vir jou 'n huis sal stig. As jou dae vol is en jy my met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomelinge wat uit jou liggaam sal voorkom laat optree en sy koningskap bevestig. Hy sal vir my 'n naam, 'n huis bou, en ek sal 'n koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees, sodat as hy verkeerd gehandel het, ek hom sal straf met die menslike roede en met slaaf van mensekinders. Maar my goedertierenheid sal vir hom nie wyk nie, soos ek dit onttrek het aan Saul, wat voor jou aangesig verwyder nie. En jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou. Jou troon sal vasstaan tot in ewigheid. Volgens al hierdie woorde en volgens hierdie hele gesig, so het Nathan met Dawid gespreek. Koning Dawid het toe ingegaan en voor die aangesig van die Hemelse Vader gebly en gesê, wie is ek, Hemelse Vader, en wat is my huis dat u my tot hiertoe gebring het? En dit was nog te gering in u oë, o Hemelse Vader, sodat u ook aangaande die huis van u knegt tot ver in die toekoms gespreek het. En dit is die wet vir mense, Hemelse Vader. Maar wat sal Dawid nog verder met u spreek, want u ken u knegt, Hemelse Vader. Terwille van u woord en volgens u hart, het u hierdie hele groot saak gedoen, om dit aan u knegt bekend te maak. Daarom is u groot, Hemelse Vader God, want daar is niemand soos u, en daar is geen God behalwe u nie, volgens alles wat ons met ons ore gehoor het. En wie is soos u volk, soos Israel, 'n enige nasie op aarde, wat God vir hom as 'n volk gaan verlos het, en om vir hom 'n naam te maak, en 'n groot dinge te doen vir hulle, en vreeslike dinge aan u land voor u volk uit, wat u verlos het, vir u van Egipte, van die heidene en hulle gode, en u het u volk Israel vir u bevestig as 'n volk, vir u tot in ewigheid. U, o Hemelse Vader, het vir hulle
'n God geword. Laat dan nou die Hemelse Vader God die woord wat u oor u knegt oor sy huis gespreek het, in vervulling gaan tot in ewigheid, en doen soos u gespreek het, sodat u naam groot kan wees tot in ewigheid, deurdat hulle sê, die Hemelse Vader van die leerskare is God oor Israel, en die huis van die knegt van Dawid sal voor u aangesig bestendig wees, want u, Hemelse Vader van die leerskare, God van Israel, het die oor van u knegt geopen en gesê, ek sal vir jou 'n huis bou, daarom het u knegt vrymoedigheid gevind om hierdie gebed tot u te bid. En nou, Hemelse Vader, u is God, en u woorde is waarheid, en u het 'n knegt hierdie goeie saak toegesê. Laat dit u nou behaag en seën die huis van u knegt, sodat u vir ewig voor u aangesig kan wees, want u, Hemelse Vader, het dit gespreek, en deur u seën sal die huis van u knegt vir ewig geseënd wees. Tot sover. Hoofstuk 8. Dawid onderwerp die Filistyne en Moab, Soba en Aram, sy staatsamptenare. En daarna het Dawid die Filistyne verslaan en hulle onderwerp, en Dawid het die gesag oor die moederstad uit die hand van die Filistyne geneem. Hy het die Moabiete ook verslaan en hulle gemeet met 'n lyn deur hulle op die grond te laat lê. En hy het 2 mate gemeet om dood te maak, 1 volle maat om te laat lewe, en die Moabiete het Dawid se belastingspligte knegte geword. Verder het Dawid Hadadezer, die seun van Rehob, die koning van Soba, verslaan, toe die getrek het om sy mag aan die Eufraatrivier te herstel. En Dawid het van hom 1700 perderuiters afgeneem en 20.000 man voetgangers. En Dawid het al die trekperde se hakskenings afgesny, maar 100 trekperde daarvan laat oorbly. En die Arameërs van Damaskus het gekom oor die Hadadezer, die koning van Soba, te help. Maar Dawid het onder die Arameërs 22.000 man verslaan. En Dawid het wagposte in Aram Damaskus uitgesit, sodat die Arameërs Dawid se belastingspligte knegte was. En die Hemelse Vader het Dawid die oorwinning gegee, oral waar hy getrek het. En Dawid het goue skilde geneem, wat die dienaars van Hadadezer gedra het, en dit na Jerusalem gebring. En uit Betag en uit Berotai, stede van Hadadezer, het die koning Dawid ontsaglik veel koper weggeneem. Toe Toi, die koning van Hamat, hoor dat Dawid die hele leermag van Hadadezer verslaan het, stuur Toi sy seun Joram na koning Dawid om hom na die welstand te vra en hom geluk te wens, omdat hy teen Hadadezer geveg het en hom verslaan het, want Hadadezer het gedurig oorlog gevoer teen Toi, en in sy hand was silwer en goue en koper voorwerpe. Dit het koning Dawid ook aan die Hemelse Vader geheilig, saam met silwer en goud wat hy geheilig het van al die nasies wat hy onderwerp het, van die Arameërs en die Moabiete en van die kinders van Ammon en van die Filistyne en die Amalekiete en van die byt van Hadadezer, die seun van Rehob, die koning van Soba. En Dawid het naam gemaak toe hy by sy terugkoms van die neerlaag van die Arameërs in die Soutdal 18.000 Edomiete verslaan het. En Dawid het wagposte in Edom uitgesit, en die hele Edom het hy wagposte uitgesit, en al die Edomiete het Dawid se knegte geword. En die Hemelse Vader het Dawid die oorwinning gegee, oral waar hy getrek het. En Dawid het oor die hele Israel geregeer, en Dawid het aan sy hele volk reg en geregtigheid gedoen. En Joab, die seun van Seruia, was oor die leer, en Josafat, die seun van Ahilud, was 'n kanselier. En Sadok, die seun van Ahitub, en Ahimelech,
die seun van Abiatar was priesters en Seraja was skrywer. En Benaja, die seun van Jojoda, was oor Kreti en die Pleti, en die seuns van Dawid was priesters. Tot sover. Hoofstuk 9. En die edelmoedige gedrag van Dawid teenoor Mephiboset, die seun van Jonathan. En Dawid het gesê, is daar nog iemand oor die huis van Saul, dat ek aan hom guns kan bewys terwille van Jonathan? En die huis van Saul het 'n dienaar gehad met die naam van Siba, en hulle het hom na Dawid geroep. Die koning het hom gevra, is jy Siba? Toe antwoord hy, die dienaar. En die koning vra, is daar nie nog iemand van die huis van Saul, dat ek die guns van God aan hom kan bewys nie? Toe sê Siba aan die koning, daar is nog 'n seun van Jonathan, wat lam is aan al twee voete. En die koning vra hom, waar is hy? Toe sê Siba aan die koning, kyk, hy is in die huis van Magir, die seun van Amiel, in Lodebar. Daarop het koning Dawid gestuur en hom laat haal uit die huis van Magir en die seun van Amiel in Lodebar. Toe Mephiboset, die seun van Jonathan, die seun van Saul, by Dawid inkom, het hy sy aangesig geval en hom neergebuig, en Dawid het gesê, Mephiboset, en hy het geantwoord, hier is u dienaar. En Dawid sê vir hom, wees nie bevrees nie, want ek sal jou sekerlik guns bewys terwille van jou vader Jonathan, en al die grond van jou vader Saul aan jou teruggee, en jy self sal altyd deur aan my tafel brood eet. Toe buig hy en sê, wat is u dienaar, dat u na 'n dooie hond, soos ek is, omgesien het. En die koning het Siba, die dienaar van Saul, opgeroep en vir hom gesê, alles wat Saul en sy hele huis gehad het, gee ek aan die seun van jou heer, en jy moet vir hom die grond bewerk, en jy en jou seuns en jou slawe, en jy moet voedsel inbring, dat die seun van jou heer brood het om te eet. Maar Mephiboset, die seun van jou heer, sal altyd deur aan my tafel brood eet. En Siba het 15 seuns en 20 slawe gehad. Toe sê Siba aan die koning, net soos my heer die koning sy dienaar beveel, so sal u dienaar doen. En Mephiboset het aan die tafel van Dawid geëet, soos een van die konings se seuns. En Mephiboset het 'n jong seun gehad met die naam van Micha, en almal wat in die huis van Siba gewoon het, was Mephiboset se dienaars. En Mephiboset het Jerusalem gewoon, want hy het altyd deur aan die koning se tafel geëet, en hy was lam aan al twee voete. Tot sover. Hoofstuk 10, die Ammoniete en die Arameërs word verslaan en onderwerp. En daarna het die koning van die kinders van Ammon gesterwe, en sy seun Hanin het in sy plek koning geword. Toe sê Dawid, ek wil guns bewys aan Hanin, die seun van Nahas, soos sy vader aan my guns bewys het. Daarom het Dawid gestuur om hom deur sy dienaars oor sy vader te troos. Toe die dienaars van Dawid dan in die land van die kinders van Ammon kom, het die vorste van die kinders van Ammon aan Hanan, hulle heer, gesê, eer Dawid u vader in u oë, omdat hy vir u 'n trooster gestuur het, het Dawid nie sy dienaars na u gestuur om die stad te deursoek en dit te verken en dit om te keer nie. Daarop neem Hanin die dienaars van Dawid en skeer die een helfte van hulle baard af en sny hulle klere in die helfte af tot by hulle sitplekke, en hy het hulle laat gaan. En toe hulle aan Dawid hiervan berig bring, stuur hy om hulle tegemoet te gaan, want die manne was baie skaam. En die koning het gesê, bly in Jerigo totdat julle baard weer gegroei het, kom dan terug. Toe die dienaars van Ammon sien, dat hulle gehaat gemaak het by Dawid, het die kinders van Ammon gestuur en die Arameërs van Bet Rehob en die Arameërs van Soba gehuur 20.000 voetgangers, en van die koning van Maag
1000 man, en die manne van Top 12.000 man. En Dawid het dit gehoor, en Joab het die hele leer die helde gestuur. En die kinders van Ammon het uitgetrek en die slagorde gestel in die ingang van die poort, terwyl die Arameërs en Soba en Roop se manne van Top en Mag afsonderlik die veld was. Toe Joab sien dit 'n aanval van voor sowel as van agter hom bedreig, het hy al die uitgesoektes van Israel 'n keuse gedoen en hulle opgestel teenoor die Arameërs. Maar die ander manskappe het hy onder bevel van sy broer Abisai geplaas, en die het hulle opgestel teenoor die kinders van Ammon. En hy het gesê, as die Arameërs vir my te sterk word, moet jy my te hulp kom, en as die kinders van Ammon vir jou te sterk word, sal ek kom om jou te help. Wees sterk en laat ons sterk hou vir ons volk en vir die stede van onse God. Mag die Hemelse Vader dan doen wat goed is in sy oë. Daarop het Joab en die manskappe wat by hom was nader gekom om teen die Arameërs te veg, en hulle het vir hom gevlug. En die kinders van Ammon sien dat die Arameërs vlug, het hulle ook vir Abisai gevlug en die stad ingegaan, en Joab het van die kinders van Ammon af omgedraai en in Jerusalem aangekom. Toe die Arameërs dan sien dat hulle voor Israel verslaan was, het hulle 'n dig aaneen gesluit. Ja, Hadareser het gestuur en die Arameërs van die oorkant die Eufraat laat uittrek, en hulle het Helam aangekom met Sobag, die leerowerste van Hadaserer, op hulle voorpunt. Intussen het Dawid daarvan berig gekry en die hele Israel versamel deur die Jordaan getrek en in Helam aangekom, en die Arameërs het hulle teenoor Dawid opgestel en teen hom geveg, maar die Arameërs het vir Israel gevlug, en Dawid het van die Arameërs 700 trekperde en 40.000 ruiters gedood, en Sobag, die leerowerste, so gewond, dat hy daar gesterf het. En toe al die onderhorige konings van Hadaserer sien dat hulle voor Israel verslaan was, het hulle met Israel vrede gesluit en hulle gedien, en die Arameërs was bevrees om die kinders van Ammon langer te help. Tot sover.